ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 126. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, vernaamlik waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, wat uiters belangrik is vir enige Bybelstudent. Jy hoef nie 'n college student te wees nie, net 'n Bybel, as jy belangstel net om woord te studeer. Dan sê jy verstaan hoekom al daai vertalings so goed daar is. Die verskillende manuskripte, die Westcott teks, die Nestle-Aland teks, die Codex teenoor die Textus Receptus teks en die Byzantynse teks van die 2de eeu. Dis 'n moed. Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling? Sou jy belangstel of jy 'n vraag of jy enigiets net met ons te deel? Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, jy is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. En dis uiters belangrik. Dit is baie belangrik om ook in te teken of subscribe, sodat al die verskillende kennisgewings van ons ander studies kan ontvang. Ek wil net sê rondom die ander studies, ek maak verskoning. Ons het 'n 2 weke probleem gehad en ek het 'n rekenaar probleem gehad dat ons dit nie kon opneem nie. Ek maak groot verskoning vir die gewone 4 boodskappe wat deur die week deurkom, Efrat Rivier en die boek hier nog en die 2 Engelses. Ons poog om die dinge, die probleme uit die pad uit te kry. Maar verdra ons net, ons is op pad, asseblief, hoor. Bid vir die bediening, dis baie belangrik, bid vir die bediening, dat Jaffa die bediening seën, bonatuurlik, en dat hy siele sal inbring. Deel ook die link met jou vriende en almal saam, en kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir die begin van 'n nuwe week vanmôre. Dankie dat jy ons deur verlede week gespaar en bewaar het en die naweek, en ons gebruik het op verskillende maniere. Maar ek bid hierdie week dat voor ons lê, dat u elke oggend vir ons 'n baie spesiale tyd sal maak, wanneer ons saam in die woord sal verkeer, om te leer dit wat u vir ons deur die Ruach HaKodesh wil leer. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te hoor wat u vir ons sê, Vader, sodat ons in die Ruach HaKodesh in ons eie gees kan groei in die woord. Ons bid u salwing en die krag en die heerlikheid op die woord. Sê my boeties en my sissies, hulle wat siek is, hulle wat krank is, hulle wat ongesteld is, hulle wat in 'n krisis is, hulle almal, Vader, almal, seën hulle in die mooiste naam. Die naam Yafashua, die volk sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n wonderlike seëning gaan wees. Yes, baie welkom. Ons is besig met die boek Spreuke, Spreuke hoofstuk 11, ons is by deel 7. Nou weet jy wat is wonderlik met koning Salomo, is dat hy het altyd, elke keer die linkerkant en die regterkant teenoor mekaar. Hy speel hulle af, die hele tyd. As jy die een, sal jy die ander. As jy nie die ene, gaan jy nie die ander ene. En dit is vir ons baie belangrik. Jy weet, vir ons het die boek Spreuke uiteindelik was 'n baie onbelangrike boek gewees. Omdat dit baie in parables, in vergelykenisse gepraat het. En baie mense dit nie verstaan, veral die beeldspraak. Maar vandat ons besig is om in hierdie boek in diepte in te gaan, is daar soveel mense wat die woord eenvoudig net voor oop gaan en blom in hulle eie geestelike lewens. Halleluja. Hy sê in vers 7, Spreuke 11 vers 7, by die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet. Met ander woorde, vir die goddelose, as hy sterf, is daar niks om te hoop nie. Apostel Paulus kom, ek dink aan die skrif terwyl ek hier sit. Apostel Paulus sê dat as ons as bruid
op hierdie lewe alleen op Yahweh hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Jog, wat? As ons in hierdie lewe alleen op Yahweh hoop, is ons die ellendigste van alle mense. So prof wat sê, ons moet nie op Yahweh hoop. Nee, luister na die teks. Die teks sê, by die dood van die goddelose mens, gaan sy hoop tot niet. Hy het nie iets om aan vast te hou nie, behalwe die wittroon oordeel en die doderyk nie. As ons op hierdie lewe op Yahweh alleen, op Yahweh hoop, is ons die ellendigste. Hoekom? Want ons hoop is nie net op hierdie lewe nie. Ons hoop is juis wanneer ons hier uitlewe. Dis ons hoop. Hier is maar net die pad wat ons stap. Hier is die pad wat vol dubbeltjies en dorings en dussels is. Want hoekom? Dis die vloek van Adam, wat Jaffa vir hom gesê het, dit gaan so wees. Met moeite gaan jy brood eet. Harde dinge gaan op jou pad wees. Dis die vloek wat oor Adam gekom het. Omdat hy ongehoorsaam was. By die dood van die goddelose mens gaan sy hoop tot niet. Hy het nie iets anders op te hoop nie. Ok, luister na die ander skrif. As ons op hierdie lewe alleen op Yahweh hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Ons is soos hierdie ou hierso. Hoekom? Want ons hoop is nie net op die aarde nie. Dit sê eintlik dat ons hoop is nie gegrondves op hierdie aarde nie. Ons hoop is gegrondves op Yahweh, die volëinder van ons geloof, wat in werklikheid 'n werklikheid word wanneer ons sterf. Volgens apostel Paulus begin ons eers lewe na ons gesterf het. En daarom sê hy, my lewe is Yahweh en die sterwe is 'n wins. Het jy geweet dat 'n Jahwis vrees nie die dood nie? Ek het nooit dag vir mense gesê waar ons in 'n groep was, waar iemand gesê het, maar dit klink bietjie na malligheid as jy nie die dood vrees nie. Sê ek, nee, jy het nie nodig om die dood te vrees nie. Nie as jou naam herstel is in die boek van die ewige lewe nie. En jy 'n heiligmaking lewe nie, want jy gaan uitlewe uit hierdie lewe uit, by Yahweh aan. Want hy het ons gesê, hy het vir ons 'n plek gaan voorberei, en hy kom ons haal dat ons by hom kan wees, as ons uitlewe hierso, so, waar gaan ons wees? In die huis van sy vader, is daar baie woning, sê hy. Dit so was hy vir ons gesê het. Nou ja, dis my baie belangrik hierso, die goddelose is in 'n doodloopstraat, as hy hier sterwe, is daar niks om vooruit te kyk nie, behalwe die marteling van die dood, behalwe die marteling van die hel. Ons vrees dit nie. Hoekom? Want ons name is herstel in die boek van die ewige lewe. Hy sê die dood van die goddelose mens gaan sy hoop tot niet. Hy het nie 'n visie nie. Dit moet verskriklik wees om in die oggend op te staan en jy het geen visie van die dag nie, jy het geen belangstelling nie, jy het geen hoop nie, jy het nie iets waarvoor jy uitkyk nie. Jy het nie eers 'n uitkyk op die ewige lewe nie. En die verwagting van die roekelose het vergaan. So die goddelose en die roekelose, hulle het hulle eie hoop doodgemaak. Hulle het hulle eie hoop vernietig. Ek wil vanmôre sê dat ons moet versigtig wees, dat ons nie self die rede is, dat ons ewigheidslewe verwagting afgesny word nie. Hoekom? Wat sny dit af? Sonde, ongeregtigheid, hinkering na die vlees en sy begeerlikheid. Paulus sê, waak teen die vlees. Dis die ding, hierdie ding, wat die oorsaak is, dat baie mense eendag hel toe sal gaan. En daarom sê die woord, hy sê, maak nie voorsorg vir die vlees nie, en sy begeerlikheid. Jy sien, daar is 'n tweede gedeelte. Baie mense kom en sê, ja, maar die Bybel sê, maak nie voorsorg vir die vlees, so ek worry nie. Nee. Jy moet voorsorg maak vir die vlees. Hy sê vir die vlees en sy begeerlikhede. Verstaan? Ek gaan dit in Engels sê, soos die skrifgedeelte wat in Engels sê, the money is the root of all evil. Met ander woorde, geld is die oorsaak van die dood. Die Engelse Bybel sê, is nie wat dit is nie. Hy sê, the lust after money. Die aanhoudende begeerte agter die geld. Met ander woorde, die afgode aanbidding in die geld. Die geld word 'n god.
Dis 'n eval. Dis nie geld, die geld is, jy kan nie sonder geld bestaan nie, dis 'n kommoditeit wat jy nodig het, om jouself in die lewe te verbeter. Ek meen, as daar nie mense is wat help die bediening dra nie, dan kan ons ophou daarmee. Maar die begeerte, die lust, daai ding wat jou dryf om jou dood te maak, wat jou God word, ek wil die woord God, ek wil nie sê Elohim nie, maar dit is 'n afgod. Jy kry nie af Elohim nie, dit is 'n afgod. Die woord sê dit baie duidelik. Hy sê iets vir ons. Hy sê dis, by die dood van die goddelose mense gaan sy hoop tot niet. Hy het geen vooruitsig nie. Het u vanmôre 'n uitsig? Het u vanmôre en ek 'n vooruitsig? Natuurlik. Dis waarin ons lewe vir hierdie dag. Dis hoekom ons hierdie dag so begin, soos ons hom begin. Omdat ons 'n vooruitsig het vir môre en vir oormôre. Alhoewel die woord sê, hy sê nie ons moet, hy sê, bekommer jou oor vandag, moet jy nie oor môre bekommer nie. Bekommer jou vandag. Dit gaan oor my geestelikheid. Want môre mag jy nie daar wees nie. En die verwagting van die roekelose het vergaan. Hoekom? Hy maak sy eie pad dood. Hy maak sy eie lewe dood. Hy verwoes homself en haarself. Deurdat hulle nie iets het om aan vas te hou nie. Ek dank Jaffa, ek was nog nooit in my lewe in daai situasie nie, omdat ek groot geword het in die evangelie. Was ek nog nooit in my lewe in die situasie waar ek gesê het, dis nie moeite werd om aan te gaan nie. Daar is nie daai tyd 'n God nie, daar is nie 'n Elohim nie. Daar is nie 'n hemel nie, waarvoor sal ek aangaan? En dis wat baie keer die oorsaak is dat mense 'n vuurwapen vat en selfmoord pleeg. Hy sê in vers 8, word die regverdige uit die benoudheid gered? Word die regverdige uit die benoudheid gered? So wat sê dit vir my vanmôre? Dit sê daar kom tye van beproewinge. Ons is nie soos in 'n sywurmpie wat in 'n kokon 'n ding toespin nie. Nee. Ja, ons is beskik deur die Ruach HaKodesh. Hy sê van agter en voor en bo en onder, soms sê ek, val 1000 op die linkerkant en 10.000 op die regterkant, nou ons toe kom dit nie aan nie. Hoekom? Hy beskik ons. Hy bewaar ons ingang. Hy bewaar ons ingang en ons uitgang. Ingang is wat ons hoor, sê wat ons eet nie. My ingang en dit wat uitkom. Hy sê die bewaarder van die Jafiste sluimer in slaap nie. Halleluja. Hy sluimer in slaap nie. Ek is so bly, ek aanbid Jaffa my Elohim, deur Jafashua en die leiding van die Ruach HaKodesh, sonder om te vrees. Hy sê so, word die regverdig uit die benoudheid gered. So wanneer daar tye kom, en ons as bruid van Jafashua se lewe, dit kan in vandag wees, kan die week wees, maar sal daar 'n oomblik kom van benoudheid. Benoudheid is wanneer jy worry. Ja, ek het in my lewe al geworry, nooit gevoel om op te gee nie. Daar kom situasies, die ou wat nog nooit geworry het, of die persoon, man of vrou, is 'n superwese. Want ons gaan deur sekere stampuntstote van die lewe. Veral as jy in die besigheidswêreld was vir baie jare. Daar kom tye van benoudheid waar jy sê, hoe kom ons hierdie maand deur alles? Die inflasie en al die dinge. Ek dink aan COVID, 'n ruk terug. Dit het mense hulle besighede gekos, het hulle inkomste gekos. Dit wat die brood op hulle tafel gesit het, hulle kon nie by hulle werke uitkom nie. Benoudheid. En daarom moet ons probeer om skuldvry te lewe. Dat wanneer sekere goed gebeur, dat ons nie kan oornodig het om benoudheid in te gaan nie. Hy sê, word die regverdige uit die benoudheid gered? Ja. Die skrif sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp.
dis waar die skrif stop, né? Ken u die skrif verder? Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Die kondisie is, en jy moet my eer. Halleluja. Ja, ek glo jy het opreg gehad. Roep my aan. Wanneer daar 'n krisis is, moet dit nie alleen dra nie. Wanneer daar 'n benoudheid oor jou pad kom, moet jy nie alleen probeer uitsorteer nie. Roep hom aan, roep Jahwe ons Elohim en Jahwe aan in die dag van benoudheid. Die belofte is, Jahwe, ek sal jou uithelp. Ek sal. Maar die kondisie is, jy moet my eer. Wanneer daar eer gegee word, is nie hoe goeie boekhouer is ek en hoe goeie bankbestuurder het ek en hoe goeie is ek dit en is ek dit nie. Ons is niks, ons maak droog. Dis alles hy in 'n klein bietjie van ons. Maar jy sien wat gebeur, ons maak alles ons en 'n klein bietjie van hom. Sien wat dit is nie. Ons anker is in Jahwe. In hierdie dag, in hierdie maandag, gaan daar toetse kom, hoor wat ek vir jou sê. Maar wanneer hierdie benoudheid kom, word die regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy eie plek. Hy kom, die goddelose loop hom teen 'n muur vas, want hy het nie 'n anker waaraan hy kan vashou nie. Ek en u het vandag Jahwe. So wanneer dit jaar tye kom in hierdie dag waar daar benoudheid of stres kom of bekommernisse kom, die woord sê kyk op, waarvandaan jy julle verlosser Jahwe verwag. Halleluja. Ja, die tyd is ons gevang. Tot môreoggend as Jahwe lewe en gesondheid spaar. U moet 'n wonderlike, geseënde, voorspoedige dag hê. En die mooiste naam Jahwe, die naam bo elke ander naam. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.